Dag 8 van Fonteinvrou. Eers ontsteltenis, dan herlewing, Bybelstuk Psalm 63. Dawid se verlange na God. 'n Psalm van Dawid toe hy in die woestyn van Juda was. O God, U is my God. U soek ek, my siel dors na U. My vlees smag na U, in 'n dor en uitgedroogde land, sonder water. So het ek U in die heiligdom aanskou, deur U sterkte en U heerlikheid te sien. Want U goedertierenheid is beter as die lewe. My lippe moet U prys. So sal ek U prys my lewe lank, in U naam my hande ophef. Soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word, en my mond sal roem met jubelende lippe, as ek aan U dink op my bed, in die nagwake oor U pyns. Want U was 'n hulp vir my, en in die skaduwee van die vleuels sal ek jubel. My siel kleef U agteraan, U regterhand ondersteun my. Maar hulle, tot hul eie ondergang soek hulle my lewe. Hulle sal kom in die onderste plekke van die aarde. Hy sal oorgelewer word in die mag van die swaard. Die deel van die jakkalse sal hulle word. Maar die koning sal bly wees in God. Elkeen wat by hom sweer, sal hom beroem, want die mond van die leenspreker sal gestop word. Ons klemvers. Ek soek na U, o God, my God. Ek dors na U. Ek smag na U, soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Psalm 63 vers 2. Dit is so, op die vooraand van enige herlewing, ongeag of dit persoonlik, kerklik, nasionaal of gemeentelik van aard is, ervaar hulle wat die herlewing binnegaan, uiters ongemak, diepe ontsteltenis, groot vertwyfeling en die een skok na die ander. Veral wanneer hulle self ondersoek doen. Jy sê dat God die lewe vir jou ondraaglik maak as jy nie kans sien vir herlewing na 11 jaar van 'n redelike, rustelike, geestelike doodsheid nie. Jy sê alle ander dinge wat jou laat koud word. Jy voel jy behoort 'n beter Christen te wees. Maar hierdie knaande onrus, hierdie ontstellende wete dat slegs 'n intieme verhouding met God, stilte in hierdie ou rebel se gemoed gaan bewerkstellig, is werklik onaangenaam. Eintlik is dit logies. Herlewing vind nooit plaas waar mense sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. Dit kom uit Openbaring 3 vers 17. Of, o God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie, diewe, bedrieërs, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaars nie. Ek vas 2 keer in die week en ek gee 1/10 van my hele inkomste, uit Lukas 18 vers 11 tot 12. 10.000 vroue beleef dieselfde rusteloosheid. 10.000 vroue weet realiteit van die arbeidsmark, die werklikhede wat hanteer moet word, en nie die blywende realiteit, die grootste werklikheid nie. Die werklikheid is my verhouding met God, of die gebrek aan 'n verhouding met Hom.
Dawid het dit geweet. Dawid het die ontstelende onrus wat 'n persoonlike herlewing voorafgaan beleef. Ek soek na U, o God, my God. Ek dors na U, ek smag na U, soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Psalm 63 vers 2. Onrus kan teen slapenstyd toeslaan en herlewing kan 'n halfuur later begin. Die enigste voorwaarde is dat die onrus nie onderdruk of weggeredeneer moet word nie. Die onrustige siel onmiddellik op die roepstem van God moet antwoord. Want waar die heilige onrus is, daar wil God vir die een wat so onrustig voel, 'n dieper verhouding met homself gee. Ons gebed. Dankie Here vir die ongemak op die vooraand van herlewing. Ons sekerheid. Wanneer ons geestelike ellendig voel, is God besig om ons te herskep. Jy het 'n lekker dag hê. Sien jou weer.